vriende, dis lekker dat jy vandag na hierdie opgeneemde boodskap kyk. Mag jy ook die Here ontmoet en sy stem hoor as ons met die Bybel besig is. Kom ons begin deur saam te bid. Liewe Here, baie dankie vir hierdie Paastyd wat ons kan vier. Dat ons kan vier, Here, soos elke Sondag, dat U die dood opgestaan het. Dat U die wêreld oorwin het. Dat U vir ons lewe in oorvloed gee. Mag ons in hierdie Paastyd, Here, regtig lewe vanuit die oorwinningskrag. Mag ons met selfvertroue deur die lewe stap, omdat U lewe. Dankie, Here, dat ons weet U kom naby aan ons elkeen, as waar ons vandag met die Bybel besig is, ons bietjie saam gesels en saam lees, mag U elkeen van ons ontmoet en vir ons die boodskap bring wat ons moet hoor. Amen. Nou, ons is in die Paastyd en ons vier die opstanding van die Here Jesus. En daarmee saam vier ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe moontlikhede wat hy vir ons gee. Die opstanding krag van die Here verander en raak elke faset van ons lewens. Ook ons verhoudings. Ook ons moeilike verhoudings, daar waar ons koppe stamp. Daarom vertel die Bybel hoe Christene ook in tye van verskille en in tye van konflik iets anders kan doen. En ons gaan dit lees uit Handelinge 6 en Handelinge 7, die storie van Stefanus. Kom ons lees eers saam Handelinge 6 vers 1 tot 15 en daarna gaan ons uit Handelinge 7 die laaste paar verse lees, Handelinge 7 vers 54 tot 60. Kom ons lees saam. In daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreeus sprekendes klagtes gekom van die Grieks sprekendes, dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle, dis nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos, om nou die versorging te kan behartig nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is, en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. En verder Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochia afkomstig was, en van tevore uit die heidendom na die Jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring, en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder gesprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos dit genoem is, wat bestaan het uit Jode wat van Cyrene en Alexandria afkomstig was, het toe saam met Jode wat van die provinsies Cilicië en Asië gekom het, met Stefanus begin redeneer. Hulle was egter nie opgewasse deur die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. Het hulle mense omgekoop om te sê, ons het hom teen Moses en God hoor laster. Hulle die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes opgesweep, die het op hom afgestorm, hom gegryp en voor die Joodse raad gebring, en vals getuies gekry, om te sê, hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Ons het hom moes sê dat hierdie Jesus van Nasaret die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het, sal verander. Toe al die lede van die raad stap na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. En dan is dit Stefanus se toespraak. Ons gaan nie die toespraak lees nie, maar jy kan gerus dit by die huis lees. Ons lees weer vanaf vers 54. Toe die lede van die Joodse raad het hoor, het hulle van woede op hulle tande gekners. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, om uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus.
terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. En met hierdie woorde het hy gesterwe. Ons lees tot sover. Liewe vriende, verskille tussen mense is doodnatuurlik. Ons is elkeen uniek en ons behoort as groepe ook tot verskillende nasionaliteite en taalgroepe. Ons het verskillende idees vir hoe die wêreld georganiseer moet word. Verskille as sodanig is nie sleg nie, dit kan goed en selfs kreatief wees. Maar verskille kan ook in 'n vernietigende konflik oorloop. Die vraag is, hoe moet ons as Christene dink en veral maak as ons konflik het? Nou ek glo die storie van Stefanus help ons daarmee. Nou, in Stefanus se tyd het ons gelees, was daar verskillende groepe onder die Christene. Ons dink die Christene was eensgesind, soos Handelinge 2 sê, en hulle was, maar dit het nie van self gekom nie. Dit het maar gespook en gespartel om hierdie groepe uit te sorteer. En in die storie van Stefanus was daar ten minste 3 groepe wat 'n bietjie konflik tussen die vroeë Christene gebring het. In die eerste plek was daar die Hebreëus sprekende Christene uit Jerusalem. Nou, hierdie mense was die roem van die gemeenskap. Hulle het 'n bietjie meerderwaardig gevoel, hulle was gesofistikeerd, en hulle het uit die regte families gekom. En hulle was gewoond daaraan om in beheer te wees en om hulle sin te kry. In die tweede plek was daar die Hebreëus sprekende Christene uit Galilea. Dit was soos Jesus en sy disippels wat van Galilea gekom het. En hierdie Christene was 'n bietjie meer plattelands en die groep uit Jerusalem het op hierdie plattelanders neergesien. Maar dan was daar ook Grieks sprekende Christene uit die diaspora. Dit was mense wat meestal Jode was, maar van ander gelowe ook, wat in ander plekke gebly het, en wat Jerusalem toe gekom het, en wat Christene geword het. En hulle wêreld was groter, en hulle het ander invloede geken. Nou, hierdie verskillende soorte Christene, groepe Christene het van hulle eie geselskap gehou. Hulle het hulle eie tale, of soms dialekte gehad, hulle eie gemeenskapies gevorm, vriendekringe gehad, in hulle familie saam gewoon. Verder het hulle ook hulle eie sosiale aktiwiteite gehad, en elk ook 'n bietjie 'n ander aanbiddingsstyl waarmee hulle die Here aanbid het. En die groepe het nie noodwendig baie van mekaar gehou nie. So was die Hebreëus sprekende Christene van Jerusalem bietjie agterdogtig oor die Grieks sprekende Christene uit die diaspora, en het hulle verdink van allerhande sinistêre en heidense praktyke. Aan die ander kant was die Grieks sprekende Christene eintlik 'n bietjie meer konservatief gewees as die klomp in Jerusalem. Juis omdat hulle in die vreemde as klein gemeenskapies moes saam staan. En hulle het weer gedink dat die Jerusalem Christene was baie laks en materialisties in hulle diens van die Here. En verder was die groepe onderling ook verdeel in kleiner groepies, en daar was ongemak rondom mans en vrouens, baase en slawe, ryk en arm, en weduwees wat broos was. En in Handelinge 6 en 7 sien ons hoe hierdie konflik tussen die groepe begin oorkook, totdat Stefanus uiteindelik gestenig word. Die eerste ronde lees ons van, as die Grieks sprekende Christene kla, dat die Hebreëus sprekendes die Griekse weduwees afskeep. Nou, weduwees, onthou julle, was die mees brose mense in die antieke wêreld gewees. Hulle was totaal afhanklik van ander mense se hulp. Hulle was in 'n baie swak posisie gewees. Die disippels, lees ons heel verrassend, was nie baie simpatiek nie. Die disippels het gedink, hulle het belangriker werk. Daarom het hulle op 'n baie vriendelike manier vir die Griekse Christene gesê, hulle moet maar self 'n plan maak. Hulle moet hulle eie diakens aanstel. Diakens beteken dienaars, wat hierdie Grieks sprekende weduwees kan versorg. En dit het hulle toe nou gedoen. Mens kan iets optel van spanning wat 'n bietjie in die lug is. Gevoelens wat die verskillende groepe het. Dan lees ons die tweede ronde van Stefanus. Hy is mos nou een van hierdie diakens wat verkies is, en hy tree na die voorgrond toe. En ons het gelees, hy is 'n charismatiese figuur. Hy is welsprekend, het die krag om groot wonders te doen, en boonop skyn sy gesig soos 'n engel. Natuurlik raak mense bietjie jaloers, en dit is interessant dat dit die keer mense uit sy eie groep is,
Christene uit Klein-Asië en Noord-Afrika, Grieksprekende Christene, wat die meeste jaloers en bedreig voel. En hierdie jaloerse ouens konkel met die Hebreeuwsprekende Christene van Jerusalem. En hulle sleep Stefanus voor die Joodse raad. Die aanklag is dat hy laster teen die wet van Moses. Maar Stefanus laster nie teen die wet nie, hy interpreteer dit net anders as wat die Jerusalem establishment wou hê. Skielik lees ons is die Fariseërs ook sommer betrokke. Wat op hierdie stadium was daar nog nie 'n definitiewe breuk tussen die Hebreeuwsprekende Christene en die gewone Hebreëse Jode nie. En uiteindelik is dit toe nou Jode, Hebreeuwsprekende Jode en gewone Jode wat teen Stefanus en die Grieksprekendes draai. Die wisselende loyaliteite en groepe en grense in hierdie storie is verstommend. Maar dan vir die derde ronde, dan vat Stefanus hulle aan. Hy deins nie terug vir hierdie aanklag nie. Hy laat nie oor hom loop nie. Hy vertel vir hulle presies wat hy van sy aanvallers dink. Miskien is hy steeds vies oor die Griekse weduwees wat afgeskeep is, maar hy gebruik die geleentheid om 'n baie sterk punt te maak. En in 'n lang toespraak in hoofstuk 7 vertel hy dan dat God tog nooit die God van die godsdienstige elite was nie. Dat God altyd die God was van randfigure. En jy kan gerus gaan lees oor die stories vertel van Abraham en Moses en Josef, om te wys dat God altyd mense buite die gevestigde strukture ontmoet het. Stefanus sê min of meer die volgende. Hy sê die Hebreeuwsprekende Christene is min of meer dieselfde as al die slegte karakters in Israel se geskiedenis. Terwyl die Grieksprekende Christene die ware opvolgers van Abraham, Moses en Josef is. En die mense wat hom hoor, die Joodse raad, word so kwaad dat hulle op hulle tande kners van woede. En hulle tel klippe op om Stefanus dood te gooi en begin hom te stenig. En na Stefanus se dood moet die Grieksprekende Christene ook uit Jerusalem vlug. Voor sy dood gebeur daar iets met Stefanus. Hy sien die heerlikheid van God en Jesus wat aan sy regterhand staan. As Jesus staan, is die symbool dat Jesus reg is om op te tree. Jesus is betrokke en hy gryp in die wêreld. En hierdie visioen, kort voor sy dood, verander vir Stefanus. Hy praat anders oor sy aanklaers, wat hy kort tevore reg was om die vloer met hulle te vee, word sy hart sag. En ons lees, hy roep uit, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Op die laaste nippertjie kry Stefanus dit reg om sy moordenaars te vergewe. En hy bid vir hulle, dat die Here ook vir hulle genade sal wys. So wat het gebeur? Wel, dit lyk vir my dat Stefanus hier op die laaste die Here raak gesien het. En dit het die konflik verander. Die Here het deel geword van hierdie storie, van hierdie konflik. En ek dink, liewe vriende, dit is die punt van hierdie storie. Dit is die boodskap wat ons daaruit kan haal. Wanneer konflik lelik raak, wanneer dit mense begin te vernietig, moet hierdie 2 gesprek eintlik 'n 3 gesprek word. Ons moet God raak sien, te midde van die spanning of dalk ons verontwaardiging. En ons moet weer sien dat Jesus beide by ons en by ons teenstanders is. En dan kan dinge nogal verander. Mense raak partykeer so ingetrek in 'n risie, dat jy maklik vergeet van hierdie derde verhouding. Soms gaan dit oor die simpels, soos geld, in die geval van die arm weduwees. Of oor jaloesie, die mense wat oor Stefanus, wat jaloers was op Stefanus. Partykeer kry dit selfs 'n geestelike sousie oor, soos die aanklagte van laster teen Stefanus. En dan verinneweer mense mekaar. En ons vergeet die God waaroor dit gaan. Ons verhouding met mekaar loop deur ons verhouding met God. As ons lief is vir mekaar, as ons nie uitgepraat kan raak oor ons geliefdes nie, dan sê ons mos vir die Here dankie daarvoor. As ons beklei met mekaar, as ons konflik of spanning het met mekaar, moet ons die saak ook met die Here uitmaak. Om mekaar te vergewe of om mekaar lief te hê, is 'n 3 gesprek, 'n gesprek met God. En in hierdie gesprek kan ons gevoelens voor die Here uitreig. Ons kan luister wat die Here vir ons antwoord en watter insigte hy vir ons gee.
En ons kan ook soos Stefanus verwag om verander te word, om 'n wonderwerk te beleef. Dit is nie 'n eenmalige gesprek nie, dit duur natuurlik 'n leeftyd lank. Maar as ons so met God oor mekaar gesels, miskien juis oor mense met wie ons 'n ongemaklike verhouding het, dan gaan ons oë oop. Dan word ons harte sag. En dan word die konflik en die verskille sommer gou minder belangrik. Dan gee die Here vir ons vergifnis, of geduld, of die moed wat nodig is in ons harte. Nou, God verander baie harte. Ons het ook hier op die laaste gelees van Saulus, wat ons later Paulus geword het. En hy was 'n getuie van al die goeders wat gebeur het. Ons het gelees, hy was daar gewees, en hy het goedgekeur die steniging van Stefanus. Maar hierdie ervaring het hom nooit gelos nie. Hy moes sy lewe lang by hom spook, want later, nadat hy Christen geword het, nadat hy Paulus geword het, jare later in Handelinge 22, haal Lukas hom aan, wat hy nog steeds daaroor praat. Net in die volgende hoofstuk in Handelinge 8, beleef hy sy eie visioen. Saulus loop op die Damaskuspad, reg om die Christene te vervolg, en dan sien hy ook vir Jesus. En dan word Saulus Paulus. Hy ontvang die boodskap, die genade wat Stefanus gesien het, en hy word ook 'n boodskapper van die goeie nuus. En ons, liewe vriende, as die Here deel is van ons verhoudinge, kan ons ook beleef om hom raak te sien, om ook deur hom verander te word. Kan die Here ons leer om ook met ander oë na mekaar te kyk, om mekaar raak te sien as kinders van God. Kan ons die genade kry om ruimte te maak, dalk 'n hart hê vir die brose mense van ons tyd, die weduwees, die wese, die randfigure in ons samelewing. Die Here ontmoet ons ook as ons die ouens is wat vergewe moet word. Die mense naby aan ons wat ons maar oor en oor vergewe, leer ons iets van God se trou en God se oneindige genade en liefde. Soms, soos Paulus, beleef ons ongelooflike gesig wat ons vir altyd verander. Kom ons geniet daarom mekaar en praat juis in hierdie tyd ook met die Here oor mekaar. Nou, Rembrandt was ook diep aangegryp deur hierdie gebeure, en daarom het die kunstenaar Rembrandt hierdie storie van die steniging van Stefanus van Handelinge 7 baie treffend uitgebeeld. Dit was een van sy eerste olieverfskilderye, en dit verskyn nou op die skerm, so jy kan 'n bietjie daarna kyk. Kyk 'n bietjie of jy die magtige aanklaers op die perde sien. Aan die ander kant sit Saulus op die stoel, hy pas die klere op van die mense wat stenig in die hoek. Stefanus self is in die middel, sy gesig skyn, omdat hy iets meer raak sien. Maar Rembrandt het iets anders ook gedoen. As 'n mens inzoom, sal jy detail sien, en daar is 'n selfportret van Rembrandt. Hy het homself in die storie ingeverf tussen die aanklaers, asof hy homself nie verontskuldig nie, maar sê hy is ook deel van die geweld. Dalk word hy ook deel van die visioen. Mag ons Rembrandt se ervaring hê. Liewe vriende, in 'n wêreld waar konflik maar swaar is, mense nie skroom om mekaar aan te vat nie, dat ons ook lewe te midde van die geweld, mag ons saam met Stefanus en Paulus en Rembrandt hierdie visioen sien, waar ons die Here Jesus sien en daardeur verander word. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, hierdie wêreld mooi gemaak, maar ons mense kry dit reg om met mekaar te stry oor alles en nog wat. Ons lewe in 'n spanningsvolle tyd, globaal in die wêreld is daar dinge wat ons bang maak, maar ook naby aan ons eie families, ons eie samelewing, miskien ons eie gesinheid, ons verskillende idees wat dreig om ons uit mekaar te dryf. Mag ons onthou om ons 2 gesprekke, 3 gesprekke te maak. Mag ons met U praat oor ons verhoudings. Mag ons U raak sien. En soos Stefanus en Paulus vrede kry en genade kry, mag U ons verhoudings ook in hierdie tyd heilig. Amen. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Die afkondigings volg hierna. Onthou jy kan ook 'n bydrae maak. Ons sien mekaar weer volgende week.